Dit is goed om saam te wees vanmôre. Die huis van die Here vanmôre om saam te kan wees. En ek sien almal is vol smiles, almal is reg vir die week wat voor lê. Ek sê mag die naam van die Here geloof word, mag hy geprys word, mag hy geëer word, want hy is so goed. Amen. Come on, sê bietjie die Here is goed. Dan kan ek 'n klein bietjie sagter kry hier bo op die stage asseblief. Kan ons net so 'n bietjie staan en vir die Here sê welkom in die huis en die Here vir mekaar te sê, dit is goed om saam te kan wees, om hom te eer en hom te vereer, om hom te loof, om hom te aanbid. Kom ons steek ons hande hoog op en sê, groot is die Here. Kom kyk, maak los, sê, groot is die Here, groot is sy naam. Ek kom om hom te eer, ek kom om hom te vereer. Ek is hier vanmôre om Jesus se naam te vereer vanmôre, want daar is niemand soos hy nie. En ek kom, Here, om u naam te verhoog, om te sê hoe goed dit is, Here, om in die huis te kan wees, om lof en eer aan u te bring, en vir Jesus, die naam bo elke naam, te kan vereer vanmôre. En sê, Here, omdat u my God is, loof ek en ek prys u vanmôre. Niks gaan my weerhou om u te aanbid, om u te vereer, want u is so goed vir my. En die kinders van die Here sê, amen en amen. Draai bietjie om vir die persoon agter jou, langs jou, sê baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Dankie Heer, dankie dat jy hier is, om die Here te loof, die Here te prys. Want hy is so goed. Weet jy wat, die is wie? Laat die linker groet op die regte hand, en die regte hand groet op die linkerkant. Gaan so 'n bietjie oor en sê, weet jy my broer, ek sê welkom in die huis van die Here. Wie laat tradisie jou terughou nie? Wie laat plek kom waar jy sê, wel ek weet nie. Ek wil so graag groet en sê, man, bly jy is hier vanmôre. Ons breek tradisie vanmôre en sê, ek is bly dat jy in die huis van die Here is. Halleluja. 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 Prys sy wonderlike naam. God is good all the time. Put a song of praise in the heart of my God is good all the time. Through the darkest night, your light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, your light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, he will guide you, he will keep you safe and sound. For he has promised to never leave you, nor forsake you, and his word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, so for us he chose to die. For us with his Holy Spirit, now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercies they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. One more. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good. God is good. God
God is good, our God is good, God is good all the time. Kan ons 'n groot lawaai maak vanmôre en sê God is good? All the time? God is good? Want jy sien, hoe meer ek herinner word aan die goeie dinge wat die Here gedoen het, dan kom lofprysing maklik. As ek weet daar's 'n wonderwerk wat deurbreek vir my en die Here is besig om dit te doen vir my, dan is dit maklik vir my om my hande op te hef en die Here te kan aanbid. Hoekom? Want God is good. Amen. Hy is die lief en van my ziel. Zijn naam is Jesus. Zijn naam is Jesus. Hij is die lief en van my ziel. Hij is die lief en van my ziel.
kruisig en geleid, vergifnis is in U. En duizend uur gedag, in goeie opgestaan, verewig op die troon. Ek glo in God ons Vader, en Jesus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie-een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Dat Jesus Christus is jouw Heer. Dat Jesus Christus is mijn Heer. Kom kijk. Sina Mambresta knows to Mahande. Os glory hapena. Sina Masoromunde. Want hier is heilig Heer. Sina Masoromunde. Daar is niemand zoals Jesus. Daar is niemand zoals Jesus. Die Sarabasoroman Dede. Shiararas Tilinges de Mahan. Dolorosa Mahanes. Ik geloof in naam. Ik geloof in heilige naam. Jesus. Kirabasuro Bongresti Andea. Lassa Mahazara Mangesta. Vanmorgen is je hier. Je zegt, ik heb een zaak voor die Heere. Steek je hand niet gauw op en zeg, denk aan mij vanmorgen, Heere. Ik heb een zaak voor u vanmorgen. Een zaak voor die levende God vanmorgen. Kom en sê vir hom vanmorgen, dit is daarom
dat ons hier is vanmôre, want my saak is reg, my saak is opreg, want ek is 'n kind van die lewende God. Halleluja. Terwyl soveel aanslae, soveel siekte die huis van God wil besoek. Kerk, dis die eindtyd hierdie. Hierdie is die tyd waar Jesus kom. Die vyand kom en hy wil jou verwoes. Die vyand kom, hy wil jou verniel. Die vyand kom, hy wil jou vernietig. Maar vanmôre, jy moet 'n besluit maak en sê, Jesus is die bron van my lewe. Halleluja. Come on church, jy moet 'n besluit maak en sê, dit is Jesus, niemand anders. Die daar was voor my. Halleluja. Hy is die bron van my lewe, hy is die bron van my lewe. Ek sal nooit vergeet nie, 'n paar jaar gelede, toe ons 'n uitreik op Margate Strand en 'n hele paar jaar gelede, ek het net hier gekom, ons is nog met die trok gewees, en 'n vrou kom en sy sê, ek wil net vir jou sê vandag, my man het my gebring 700 kilometers om my te kom sê, hy gaan my skei, as ons weer by die huis kom. En ek kyk vir die man so, en is 'n regte korrelkop, jy weet hoe lyk 'n korrelkop, hy lyk soos ene wat nie eens 'n Abraham kan hom help nie, en ek kyk hom so, en ek sê, Here, wat gaan ek vir die ou sê? Wat kan ek vir hom sê? Want hy is so vol van homself, hy omsingel homself met sy eie ego, en ek loop net na hom toe, en ek sê, ek wil iets vir jou sê vandag, die Here het jou lief. Hy kyk my so in my oë, hy sê, ek dink nie jy weet waarvan jy praat nie. Ek weet nie of jy weet met wie dink jy praat jy nie. Hy sê, want ek is vieslik van binne na buite. Ek sê, weet jy wat, die Here het jou nog steeds lief. Al stink jy van binne na buite, het hy sy liefde nog nooit by jou weggeneem. God of miracles, God of impossible is here. God is here. God of miracles, God of impossible is here. God is here. Oh, God of miracles, God of impossible is here. Break it down. God is here. He's the God of miracles, God of impossible is here. God is here. Oh, God of miracles, the God of impossible is here. God is here. He's the God of miracles, God of impossible is here. God is here. God is here. Let the broken hearted rejoice. Lift up your hands. God is here. Let the sick Say, I am well. let the sick say, I am well. Oh, God is here. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. God is here. His wonders do behold. He's God. God of miracles, God of impossible is here. God is here. God of wonders, God of power is here. God is here. God is here. Let the broken hearted rejoice. Lift up your hands. God is here. Let the sick say, I am well.
Come on church, hardop sê vir hom, Koning Jesus. Hier is die moeite werd om te loof vanmôre. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige grootste ek vir U. Verheerlik sal ek U naam verhoog. Hemelvader, Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige trooster ek vir U. Verheerlik sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek bring neer vir U. As ek sing, halleluja, halleluja, aan die glorie van die eeuwe, halleluja, halleluja, ek bring neer vir U. As ek sing, halleluja, halleluja, aan die glorie van die eeuwe, oh halleluja, halleluja, ek bring neer vir U. As ek sing, halleluja, halleluja, aan die glorie van die eeuwe, amen. Ons sê amen, aan die glorie van die eeuwe, amen. Shalom, die desamahan, die glorie van die eeuwe, is die opstanding en die lewe. My weer begin en die einde. Namasumode, Kisarabasumode, Vesalokatayasa, Shiramasumode,
So elkeen hier wat seer het, of dit in jou hart is, of dit in jou lyf is, so siekte, of dit finansies is, jy moet opstaan teen hierdie vyand en jy moet sê, ek verklaar gesondheid oor hierdie liggaam, ek verklaar die bloed van Jesus oor my lewe, ek verklaar voorspoed in my lewe, en ek verklaar alles wat goed is van die Here af oor my lewe, in die naam van Jesus. Amen. Hallelujah. We say Amen. Amen. Come on, Kat. Isarabare is to be as Turumoshine Mahando. Laat so wees. Laat so wees. Dankie, Here. Elke gewig van swaarigheid, elke gewig van die vyand wat op jou wil neersit, werp dit neer vanmôre. Jesus sê, werp al jou bekommernisse op my neer. En ek sal vir jou die rus gee. Wat dit vanmôre? Sê dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Dankie my Vader, dat U hier is om my te ontmoet. Dat U hier is om my op te tel. My behoor plek neer te sit vanmôre. Dankie vir U woord. Here, dankie vir die salwing. Dankie vir die verbreeking van vashoue en denkepatrone. Dat ons vry kan kom vanmôre. Nie my wil nie, maar U wil, o Heer. Nie my wil, maar U wil, o Heer. Kom kyk. Nie my wil nie, maar U wil, o Heer. En ons dankie in Jesus wonderlike naam. En die kinders van die Here sê, die kinders van die Here is ons opgewonde. Is jy ready? Nou kom ons sê vir die Here hoe opgewonde ons is. Ja man, sê vir ons in woorde. Omdat hy so goed is vanmôre, het ons die voorreg om in sy naam by mekaar te kom. Ons het die voorreg om môre aand, manne aand, heb ek vir julle gesê, die kaartjies vir die pylgooi môre aand, dis R50 om 'n R700 se nes te wen. Jy kies jou nommer, die nommer is klaar met tafel, is klaar verseël, en die gelukkige nommer sal dan die mes kan bekom. Die kaartjie vir elke gooi is R50. Wat gebeur as twee manne dieselfde nommer gee? Dan het ons 'n uitdinging. Dan het ons 'n uitdinging. Ek gaan nie die geld hanteer nie. Koos my broer, hy is die finansies hoof. Hy sal die geld invorder. Hy sal die nommers skryf wat almal gooi en alles gaan oop en bloot wees. Dan gaan nie die pastoor se gunsteling gaan die prys wen nie. Dit gaan die ou gooi wat die regte nommer gooi gaan wen. Pastoor, is sulke goed toegelaat in die huis van die Here? Natuurlik, ons is nie onder die wet nie, ons is vrygemaak. Ons is nie bedrog nie, ek is nie besig om loetjies te trek nie, ek is besig om 'n geskenk wat 'n broer aan die gemeente gegee het vir ons geloofsoffer. Jy onthou die geloofsoffer gaan nog aan. Hy sê die geloofsoffer wat hy gee 'n kunstige mes wat hy self gemaak het. So as die kaartjies wil hê vir die pylgooi voor die tyd, praat met Koos, die lys is daar agter. As jy naam wil invul of jy kan kom môre aand aan die manne aan toe en dan gaan ons dan dit opneem met jou daar so Gideon gaan sy woord vir ons bring. En dan is daar 'n geestelike konferensie die AGS gehou dan Kamalaki Oegogronde reg hier langs as daar mense is, ek motiveer die leierskap om my te kontak om saam met te gaan die Saterdag. Ek het een broer wat gesê hy wil saam gaan die Saterdag met die dagsessies gaan bywoon. Ons kan die 2 sessies gaan bywoon. Ek vra dat u my sal kontak dat ons kan gaan en die kerk gaan ondersteun daar. Dis Vrydag aan sessie tot 21 en dan Saterdag 3 sessies 9 tot 18 tot sessies daar tot 16 die aand is daar 3 sessies en daar sal kos wees en daar sal allerlei mooi dinge wees. As jy voel jy wil saam gaan, dan weet vir my
laat ek jou naam kan neersit, ons mekaar kan kry, om saam te ry na die konferensie toe. As ek nog 'n amen kan kry, sal ek baie bly wees. So nou kom ons in Kamalaki, ek dink self, dat meeste van die mense kom van die omgewing af, en hulle voel dis 'n maklike, die topic of die tema van die konferensie is Fueling the Fire. Om weer opgewonde te word oor die werking van die Heilige Gees, om toe te laat in die Heilige Gees ons kom neem na 'n nuwe plek in hom. Amen. So as jy gerus voel om te gaan saam met te gaan, laat weet my, ek wil graag mense saam my neem soontoe. Ons is besig met 'n reeks oor vergifnis. Verlede keer het ons gepraat oor 'n dokter op die skip, saam met Bruce Wilkinson, hulle was besig is om uit te vaar, paar dae in die oop see, en die dokter het nie die Here geken nie, julle ken die verhaal, en toe vra sy allerhande vrae oor die Here. Vandag gaan dit oor 'n jong meisie by 'n enkeles byeenkoms wat Bruce en sy vrou Doreen gaan bedien het. En die hoofwerker van die span, van die jeugspan, sê vir hom, ek het 'n meisiekind hier wat regtig deur 'n diepe situasie gaan. Kan jy ons help? En hy sê, terwyl hulle so praat, sit sy by 'n venster, by 'n vuurplek, daar in die Alpe, waar hulle nou hierdie ski byeenkoms het, met al die jong mense, en hy gaan na haar toe, omdat hy haar ken. Sy is deel van die reëlingskomitee, en hy gaan na haar toe, en hy sê, kom, vertel my, wat gaan aan? Toe sê sy, dop, kry 'n sitplek, want wat ek jou gaan vertel, gaan jy nie glo nie. Sy sê, ek was in die dorp waar my ma bly, en dit was 5 uur die middag, en ek parkeer my kar, en terwyl ek die kar parkeer, stop er nog 'n kar langs aan, en 4 jong manne ramp my aan. En toe hulle my op die grond kry, het elkeen 'n geleentheid gehad om my te verkrag. Sy sê, my oorlog is met niks anders behalwe met die Here. Sy sê, ek is 'n ma, en nou het hierdie manne my lewe kom omdop. Hoe kan ek regkom? Hoe sal 'n man ooit weer na my kyk? Hoe sal ek ooit weer my identiteit as dame weer terugkry? Hoe sal ek dit kry? Hoe sal God my kan help? Wat 'n man sal na my kyk na hierdie insident? En hy staan daar en hy sê vir haar, hy sit daar en hy sê, ek wil vir jou iets vertel. Het jy dit gesoek? Sy sê, dop moontlik, want daar was my bloes tekort. Hy sê, hoe het die bloes gelyk? Hy sê, so like nou aan. Hy sê, nee, jy het niks verkeerd gedoen nie. Dis hulle wat jou regte oortree het. Dis nie jy nie. So haal jouself uit die equation uit, en ek wil vir jou sê vanmôre gemeente, in die kwessie van vergifnis, moet jy jouself kan uithaal uit die situasie uit, dat God met jou kan werk. So wat gebeur is, die meisie begin om verder vertel, sê, hoe lyk die manne? Kan jy onthou hoe lyk hulle? Sy sê, ja, daar was 'n donkerige ene, daar was 2 met blonde hare, en 1 met rooi hare. Hy sê, ja, kan jy min of meer, sy sê, ek het nie intiem gekyk, want ek was doodbang, dat ek my lewe gaan verloor. Sy sê, en die ergste is, nie een kar wat verbyry aan die voorkant, stop nie. Niemand nie. Sy sê, ek is tussen 2 karre en 'n muur. Hy sê, met die karre wat van die kant af, maar niemand stop nie. En hy sê vir haar, my sê, ek wil vir jou sê vandag, voor die Here is jy onskuldig. Sy sê, ek weet nie hoe werk jy dit uit nie, pastoor. Dok, hy sê, kom ek vertel jou, hoe? Want die Here het nie skuld op jou geplaas. Ongelukkige ding het met jou gebeur.
maar kan ek jou help vandag? En hy sê, hoe lyk die eerste een? En sy sê vir hom, en hy vra vir haar hierdie vraag, is jy bereid om daai persoon te vergewe? Sy sê, dok, ek weet nie hoe, vra jy my, sy vra vir haar weer, is jy bereid om die eerste ene te vergewe? Sy sê, wel, ek het nie 'n keuse nie. Sy sê, ek vergewe. Hy gaan toe deur al 4 van hulle, en hy sê, is jy bereid om te vergewe? Sy sê, pastoor, ek is bereid om te vergewe. Hy vra die vraag, sal jy nou vir my 'n drukkie gee? En hy meisiekind staan op, sit haar arms om hom en hou hom vas, en huil bitterlik. Sy sê, dok, ek is vry. Ek is vry. Ek voel hier binne, ek is vry. Hy sê vir haar, maar dan is jy mos nou vry. Toe hy nou klaar is, hy wil loop, hy sê, ek maak 'n verklaring oor jou. Omdat jy jou eenkant gehou het vir jou man, noem ek van jou vandag, spreek ek oor jou, die seun van die Here, dat jy 'n maagd is, weer voor die Here. Sy sê, dok, hoe kan dit wees? Hy sê, want jy het nie vrylik seks gehad nie. Hulle het forceerde seks vir jou beoefen. Jy het nie jouself vir 'n man gegee nie. Hulle het jou maagdheid kom neem. So ek sê vandag, voor die Here is jy 'n maagd voor die Here. En ek haal aan 'n skrif, terwyl ek nie staan, dankie Heilige Gees. 2 Korintiërs 5:17 sê vir jou en my vanmôre. Daarom as enige iemand in Christus, is hy 'n nuwe skeping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dis baie belangrik om hierdie goed te onthou. Die vyand werk met die gedagtes, die vyand werk met die herinnering, die vyand werk met die terrein van jou gedagtes. How many times have I failed the Lord? Hoeveel keer het ek verkeerd gedoen? Hoeveel keer het ek expres dinge verkeerd gedoen? Hoeveel keer het ek dinge opgesaal en geweet dat ek weet dat die Here sal my vergewe? Maar vanmôre is daar 'n verbreeking van my gister na vandag. Come on. 5 vereistes vir permanente vergifnis. Maak jou hart oop vir die voorbereiding om te kan vergewe. Maak jou hart oop op die slegste dimensie. En nou wil ek bysê, moenie net dink ons praat oor die heilige nie. Wanneer oor vergifnis gepraat word, gaan dit terug na my kinderdaan toe. Dit gaan ver terug as wat toe ek nog kon onthou. Dis nie altyd goed wat vandag gebeur. Partykeer die dinge wat vandag gebeur, is die dinge wat onafgehandel is wat gister gebeur het. En eergister gebeur. So ek dra partykeer merke, ek dra partykeer simptome, ek dra partykeer dinge wat nie met my juis nou gebeur het, maar jare terug gebeur het. Matteus 18:35 en haas my, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte van sy oortredinge vergewe. Nou dis baie maklik om te sê, my broeder. Maar die manne wat hulle verkrag het, was nie 'n broeder nie, hy was net loote 'n vark. Maar nog steeds sê die woord van God, ons kan nie aangaan as ons nie kan vergewe nie. Jy sien, en hy gaan en hy sê 'n paar dinge, 'n paar vereistes om jou hart oop te maak, en dan by kan jy skryf om my hart dan ook skoon te maak. Hy gaan en hy sê enige iemand kan hulle harte oopmaak op enige tyd soos hulle pas. Enige iemand hier vanmôre kan sy hart oopmaak en kan sê soos dit jou pas, maar jy kan ook jou hart sluit soos wanneer dit jou pas. Vereiste nommer 2. Jy kan nie iemand vergewe as jy nie verkies om jou hart oop te maak nie en dan te belydenis te doen
en te sê, ek vergewe. Hy sê, hy sê nommer 2 sê, reik uit na die persoon wat jy moet vergewe. Hy sê, met deernis of met medelyding. Hallo? Bestuur jy jou gedagtes verloor? Hy sê, 'n vereiste van die Here is, reik uit na die persoon wat jou reed gedoen het, sodat jy met deernis en medelyding kan vergewe en kan sê, Here, ek sien die bloed van vergifnis en ek vergewe. Luister, as een man aan my verkragt het en ek moet nou kom en ek moet nou kom sê, Here, ek gee hulle vergifnis met medelyding en ek gee hulle vergifnis, that's only God. Kan iemand net roep, dit kan net God wees. Dit kan net God wees. Wat het gebeur? Hy sê, wanneer ek deernis en vergifnis en medelyding het, dan sal my vergewing aan alle eg wees. Matteus 18:27 en 33 sê, en die Here van die diensknegt, van daardie diensknegt, het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom van sy skuld kwytgestel. Julle ken die storie, Matteus 18, julle het saam met my gelees met die keer. Moes jy nie jou medelydende diensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het? Jy sien die twee insidente. Dis die een insident waar die een so baie skuld, en hy smeek die koning om hom vry te spreek, en die koning het hom innig jammer gewees, en hy sê vir hom, gaan man, ek maak jou vry. Maar iemand wat hom 'n paar shillings geskuld het, was hy bereid om in die tronk te sit en nie vrystelling te gee. Toe sê die Here, ek stuur die peiniges oor jou, gaan en betaal jou boete, omdat jy nie bereid was om daai persoon te vergewe of vry te spreek. Kom aan, ons ken die storie. Nou gaan die preek aan, hy sê, die medelyding kan ook deur 'n ander persoon gewys word. Medelyding kan ook deur die ander persoon bewys word. Move by compassion. Aktiewe woord. You can make it happen. Come on. Wat? My medelyding is nie net, dit kom met 'n diepe, aktiewe medelyding, maar ook met 'n diepe besef dat die woorde wat ek spreek dra krag en dra ook dan vergifnis. Medelyding kan deur jou eie keuse gegee en bewys word. Byvoorbeeld, you make it happen. Sit yourself in die ander persoon se stoel. Let's do it. Come on. Come on. Wil jy nou vir my sê, pastoor, daai meisiekind moet haar sit en daai jong man is se stoele? Moet ek so medelyding het, dat ek daai manne raak sien en vir hulle, met hulle pogings en hulle gedagtes, hulle vrotdenkende, moet ek medelyding hê. Want as jy net 'n oomblik sit en dink, where did they come from? Wat se huise kom hulle uit? Wat het hulle groot gemaak, dat hulle dit sien, hoe om die onskuld van 'n meisiekind te neem? Waarmee was hulle besig, dat hulle daai oordrag gekom het, om daai dinge te doen aan daai meisiekind? Maar as jy kan verstaan en sê, my ma het my so behandel, want haar ma het haar so behandel. My ma het my nooit vasgehou en teen haar bors gedruk, want sy was nog nooit teen haar ma se bors vasgedruk nie. En dis 'n kettingreaksie, maar as ek medelyding het, en sê, weet jy, maar tog was my pa en my ma goeie mense. Wat ook al die leed wat aan jou gedoen is, daar was iewers goeie dinge in hulle lewe. Ek lees dit hier. Medelyding kan deur jou eie keuse gegee en bewys word. Byvoorbeeld, you make it happen. You've got to make it happen. You've got to make it happen. Weet jy wat ek sê? Nee, ek weet nie. Gotta make it happen. Weet jy wat sê? Ek weet nie, maar you gotta make it happen.
Dit werk van binne na buite. Wyse 3, gee vrylating aan die persoon wat jou binneste van jou hart en in jou gemoed. Gee vrylating aan die persoon van jou binneste van jou hart en in jou gemoed. Gee vrylating en vergifnis. Ja, pastoor, ek weet daarom nou nie. Die persoon moet verwyder, die persoon moet verwyder word van die oortreding wat hulle gepleeg het. Die persoon is vas in jou hart stronk tot jy hom vrylaat en release them out forever. Maak oop die tronk, come on, maak oop die tronk. Kom mense, maak oop die tronk. Maak oop die tronk. Kan maar hy laasweek 'n hele paar dinge daaroor gesê, ek wil nie teruggaan na laasweek se preek toe. Hy sê, maar aan die losmaking van die oortreding is dat jy gee daai persoon vrylating en jy stap uit die tronk uit. Halleluja. Ek is nie meer vasgehou. Die duiwel kan nie meer kom en in my agterkop teen my skedel so tik en sê, jy is nie so sterk soos wat jy dink jy was nie. Waarom? Want sy die tronk deur oopmaak en ek gee vrylating. Die vrylating wat gekom het, dat die hegman, die persoon wat by die hek sit, met die slot in sy hand, kan nie meer beheer nie, want die tronkdeur word van binne uitgebreek. Daar's nie meer 'n plek vir hom om aan jou vashouding te gee en vrylating te bring. En in dieselfde tyd in hy vrylating kom genesing. Waarom? Van binne na buite. Amen. Vereiste nommer 4. Vergewe elke oortreding, aanstoot. Vergewe elke oortreding, aanstoot, elke fout, elke sonde, elke wond. Vergewe. Jesus, daai man kan my bloed opdruk. Imagine Jesus. Toe hy daar staan en ek pluk 'n handvol van sy baard uit. En hy sê, 600 legioene engele, by een oproep, sal die aarde verwoes het. Die een wat die kroon op sy kop sit, en slaan met 'n bamboe, wat is meriet, en maak seker dat die dorings in sy haar of in sy skedelvel in beweeg totdat die bloed uitdruk. Hoekom het hy nie iets gesê nie? Toe die angs van sy pyn was, toe die roof op die dief op die regterkant uitroep en sê, as jy die Christus is, red jouself en red ons. Hoekom het hy nie gesê, shut up man? Die finale van tyd kyk hy op. En hy sê, Here, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. As jy 1 Korintiërs 2 oopmaak, dan begin hy beskryf en hy sê die woorde. Hy sê, as die pynige of die vyand geweet het, wie hulle kruisig, sou hulle hom nooit gekruisig het. Amen. As hulle geweet het, wie hulle kruisig, sou hulle hom nooit gekruisig het. Want dit was die begin van die einde van hulle probleme. Want toe hulle hom kruisig, het daar miljoene soortgelyke aan hom gebore geword in die opstanding van Jesus Christus. Matteus 18:27-32 en hy sê die volgende weer, ek lees tot 35, en die Here van daai dienslig het in of jammerheid en gevoel, en hom losgelaat en ons van sy skuld en kwyt geskel. Daarom roep hy hom en hy sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daai skuld en ek jou kwyt geskel, omdat jy my gesmeek het. Soos, hy sê, so sal my hemelse Vader dan julle doen,
as julle nie elkeen is sy broeder van harte sy oortredinge vergewe. Die pynige van vryheid, hy sê, van die Here, hy sê, die pynige of die vryheid van die Here. Kies vanmôre, die pynige of die vryheid in die Here. Kerk van die Here Jesus, Andy, kies vanmôre, die pynige of die vryheid van die Here. Sit jou naam daar, Piet, sit jou naam in, Piet, kies vanmôre, die pynige of die vryheid van die Here. Kies. Vergewe almal wat jou seer gemaak het, doelbewus of per ongeluk. Is dat so iets? Na 46 jaar getroude lewe. Is dat so iets, Alice? Yes. Wil jy wat sê? Yes. Vergewe almal vir elke oortreding. Is dat so iets? Is dat so iets? Ja. Julle lyk nie seker nie, hè? Mense, ja. Ja. Ek vra. Onthou, die opskrif sê, maak 'n keuse. Of die pynige kry jou beet, of jy is bereid om die vryheid van die Here vorentoe te gaan. Hy sê, vergewe enkele mense, of persone, of mense in 'n groep, wat jou gewond het, of wat hartseer aan jou veroorsaak het. Vergewe hulle. Vergewe selfs 'n groep mense wat teen jou was. Onthou daai keer op skool, wanneer die boelies kom, of die boelie het mos altyd 'n span mense saam met hom. Kan jy onthou? Totdat jy sê, Basie manne sê, ja, pastoor, ek onthou. Jy sê, boelie, ek het nou iets gesê. Ek het daar gesê, dit het amper uitgeklip, hoor. Sê, onthou, gaan al die hoofprefect, kan jy onthou? Gaan al die hoofprefect. Sê vir hom, kom gymkamer toe, ons gaan gou dit uitsort. Dan kom jy daar geloop. Wat gaan jy nou doen? Ons gaan nou mekaar uitsort. Amen. Dis net dat jy vir die vyand sê. Die dames kyk en sê, pastoor, baie het jy groot geword. Ken julle Brakpan? Ken julle Brakpan? Ons het geloop met 'n swart fanbelt om ons lyf. Ek kom van Porre Mekka af. As Johanna hier was, ek is saam met sy broers groot geword. Nou, ons kom van Pretoria West af. Allemaal so keif gehad. So Brooklyn. En daar het ons geleer, jy kom nie weg. Jy slaap my vandag. Maar môre, jy kom nie weg. Ek gaan haal jou tot ek jou kry. Dis die ere wat ons groot geword. 'n man gaan vra vir Gladys. Hy sê hy wil haar uitvat. Ek is weg in die skool. Onthou jy Gladys? Ek stap in sy jaard en skop die hek op. Hy is besig om sy kaart te was. Ek sê vir hom, hey Pat. Hy sê ja. Sê soek jy pak slaag. Hy sê nee, ek sê jy bly daar weg. En dra my deur. Nou dan, ek is so groot. Hy kan oor sy kaas se dak kar was. So lank as hy.
Ek sien die vrees in sy oë. Want hy weet nie, wat gaan ek onder my baadjie uithaal nie. Maar ek kan van die taco sticks, van daggers, ek kan enige ding uithaal. Ek het tot 'n kortgebinte ketting, nou julle sal het nie ken nie. Ek het alles. En sê, doe maar, nie waar, is voorbij. Ek sê, dis voorbij. Ek kom daar en sê, wat sê wie? Sy sê nee. Dacht ek, wonder hoekom. Jare later is ons by 'n selfe troue en Gladys moet hom strooi. Hy kom na my toe en hy sê, Winnie, ek wil net 'n saak met jou raad maak, nee. Dis nie my keuse nie, nee, hy sê ek moet strooi. Ek sê, moenie worry nie. Vertrou nie. Moenie worry daaroor. Nee, ek sê niks verder nie. Ek sê, moenie worry daaroor. Maar hy geloof jou, toch? Sê my, kyk, hoekom lag julle oor my saak? Julle het 'n saak. Julle het julle eie saak. Lag vir jou eie saak. Vertel my bietjie julle sake. Dat ek kan hoor waar jy groot geword. Hè? Vergewe mense of hulle restituties met of herstel met jou gemaak het. Luister, daar is mense wat nie met jou sal regmaak nie. Daar's mense wat 'n haat in jou sal hê, sal nooit met jou herstel. Maar as jy vir hulle vrygespreek en hulle gebel het en gesê, luister my chom, dit het gebeur in 1972, ek vra jou vergewe my. Voetjek met my, baie dankie in die voorneem. Jy het gedoen wat jy moes doen. Ek het my ex gebel. Wat jy stil is nie geld. Ek het my ex gebel. Sy was maar 6 gewees. Vergewe mense om hulle gedrag teenoor jou verander het. Mense se gedrag verander het. Vergewe hulle, man. Vergewe hulle. 'n Mens gaan my nie vashou nie, waarom? Want ek staan vir die Here. As ek teen jou oortree, dan kom sê my, jy teen my oortree. En dan kan ek sê, ek vra jou vergifnis. Vergifnis beteken nie ek ontvang of weerstaan hulle aksies of gedrag nie. Vergifnis beteken nie jy het nie boundaries, gesonde boundaries, en sê, luister, daai ding het in my huis gebeur, maar jy kom nooit weer terug om het weer te kom doen. I am implementing boundaries. I don't have to be friends with you, I have boundaries. Jy kom nie op my werf nie, ja, maar jy is vergewe. Jy is geskok, nou. Nou, hoe vergewe jy die boundaries? Ek het 'n toelatingsreg op myself te beskerm om te sê, ek laat jou nie toe. Why? I don't trust you. Ons het al 'n incident al gehad, jy is vrygespreek, but it's done. Ek kom nie weer terug so toe. Is dit skriftuur? Sê die woord van God nie vir jou as 'n kind van God, as ek by jou huis inkom, dan saleer ek jou huis, omdat jou huis 'n committed huis is, kan ek jou sê, saleer vrede vir jou huis. Hy sê, maar as ek by jou huis kom en jy is weerstandig teenoor my, en jy is hartlik teenoor my, of teen die evangelie, sê die woord van God nie, maak skoon jou skoene, en draai daar om, en jy gaan nooit weer terug nie. Boundaries. Maar as jy dit verder soos ek is, I come back second time. Ja, ek hoor begin. Ja, vergifnis beteken nie alle verhoudings weer te herstel, verhoudings weer te herstel nie. I've moved on. I've forgiven and I have moved on. Daar's niks vir my mooier as 'n egskeidingspaar by mekaar kan kom vir hulle kinders onthaalwe. Ek het julle vertel, ek sit in my kar en ek sien hoe die vrou kom en sy praat met haar ex.
Sy al die kinders so goed, hy sit agter in die kar, en sê, hy kry wat voor by die venster. En ek verkyk my. Want sy vertel hom, die voete van haar is net so lang, sy vertel hom. En ek weet wat sy nou vir hom vertel. Sy sê, dan nou, hy moet 18 eet, en nie 9, 18 eet. En die sê die man nie klaar. Toe sy nou klaar is, gees in die voet die kar, en daar hy met sy shit. Sy shit. Sy so nog sy staan by die kar, as gaan ek langsaam. Sy klim in. Ek vat jou huis toe. Maar ek is by dit, ek vat my jou na my huis toe. Jy nie my kind, ek gaan na huis toe kom, klim in. Ek gee nie aan die klap vir my. Dus toe, waarom praat jy my? Waarom praat jy my? As ek nou nog 'n preek moet kry by my ex, dan behoort sy by my, klim in die kar, kom ons gaan huis toe. Ek stop by die hek, die kind kom uit na die kar en ek ry. Sy kom nie agterna geloop, net sê ek wil vir jou sê, en ek sê, jy gaan sê vir jou man, nie vir my. Ek sê, ek dink nie jy wil met my getrouwd wees. Seën en doen goed aan daai persoon. Seën en doen goed aan daai persoon. Maak dit sin. As ek nou hier vir jou sê, seën daai persoon, maak dit vir jou sin. Dit maak nie sin. Maar dis wat God vra van ons. Ek het vertel van die man wat my gespoeg het deur die venster, die skeef van my venster, en die moment toe hy spoeg, ek kon nie uitklim, ek trok dank die Here, ek kon nie uitklim nie, want hy was 5 keer my grootte. Ek kon nie uitklim nie, want sy bussie was teen my vas. En met tyd dat ek oor die seat moet spring, daai kant, is hy al terug in Kamakuta. En die moment toe dit gebeur, vra die Heilige Gees vir my. Is jy nie skuldig? Here, daar is. Hoekom het jy vorentoe geskik? Ja, Here, ek is skuldig, ek weet presies. Maar hoe vergewe jy? Het jy gespot, man? Here, omdat die stem in my hart my sê, ek is skuldig. Ek vra u vergewe. En as ek daai man ooit sal sien, sal ek hom stop en sê, remember that day, I just want you to forgive me for that day. Because it's wie ek is. Om te vra, om te sê, om vergifnis te kry, hy sê, vers 44 van Matteus 44 en 5, hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegte en goeies, en hy laat reën op die regverdiges en op die onregverdiges. Dis die aard van God. Dit maak nie sin nie, kerk. Ek verstaan dit maak nie sin nie. Maar dis by God belangrik, dat hy jou sê, dat as jy nie gaan vergewe, gaan jy beland onder die pyniges. Soos as dit vir God belangrik is, moet dit vir my en jou belangrik wees. Liefde op volmaakte liefde. Seën hulle met onvoorwaardelike liefde, waar hulle jou vervloek. Gooi hittige kole op hulle hoofde. Gooi hittige kole op hulle hoofde. Vir 'n jaar lang stop ek voor my skoonpa, en hy lees so oor die toonbank, daar, glad is that. En hy lees so oor die toonbank, en vir 'n jaar lang stop ek elke Saterdagmôre, dan sê ek, môre pa, kyk hy net so. Volgende Saterdag stop ek nog daar. Toe gaan koop ek my 'n nuwe kar. En ek kom stop daar. Hy ruksak. Toe die kar
Sê my, môre pa. Hy kry so 'n gesig as om te sê, jy weet hy, maar jy kom, maak die boere, jy weet precies wat hy beteken. Weet jy wat? Uit die hele wêreld uit is die Afrikaner die enigste stam wat lengdrigtige liggaamsbedoelinge het, wat geen ou in die ander wêreld verstaan. As jy vir 'n Fransman gaan sê, gaan jy sê, As jy vir die Italianer gaan sê, ek gaan sê, wat? Maar in die innerlike taal van 'n Afrikaner sê, beteken, kom daarna. En dit kan beteken dat jy moeilikheid gaan optel. Luister kerk, mense, jy hoef nie met woorde te spreek nie. Jou kinders lees jou leeftaal. Jou buurman ken jou leeftaal. Was dat nou uit, want hy is nie in 'n goeie moed vandag. Dis wie ons is. Ek is skaam vir dit nie. Ek sê, dis wie ons is. Seën hulle met 'n onvoorwaardelike liefde. Doen goed vir hulle wat jou nie goed gunstig is nie. Die ou wat sê ek hoop hy val in 'n gat, wees vir hom goed. Bid vir hulle wat jou wil misbruik. Bid vir hulle wat jou wil vervolg. De afsluiting Efesiërs 4:32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus hulle vergewe het. Nou hier is die probleem. Daar's 'n sekere klein persentasie mens wat sê ek het die laaste sê. Ken jy sulke mense? Hoe soos is dit, ek like jou baie, jy is so eerlik en opreg, sy sê, ek was so. Jy weet jy wat sê my vrou? My vrou sê, jy laat die gemeente dink ek is 'n heks. Ek sê my skat, ek sê van ek gebruik jou as 'n voorbeeld, hulle ken jou by die tyd. Dat jy nie so, ek sê my vrou, dat weet jy, dis nie my vrou, ek praat van 'n ander man se vrou. My vrou is 'n lammetjie man, sy is 'n lammetjie. Sy eet uit my hand uit. As ek handskoen hier. Alright, kom sê. Om iemand nou te vergewe, ne? Op die mate van, hoe gou hierdie skrif weer? Hy sê, wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kan jy oplet is in die verlede tyd. So vergifnis moet in die verlede tyd wees wanneer dit kom by jou as 'n kind van God. Gaan jy met elke mens op die aarde klaarkom? Gaan elke mens op die aarde van jou hou? Nou kom soek jy goedkeuring. Ek in die weermag kom, staan ons op die platform op Pretoria-stasie, en ek kyk die lang rye manne, lang is, dik is, kort is, donker is, van die hele platform vol. En ek sê vir die Here, U is hier is 'n vriend, maar Here stuur hom na my toe, ek gaan hom nie soek. Klim op die trein, ons klim daar by Heidelbergstasie af.
En hy man skree, kom hierdie kant toe, kom daai kant toe, kom daai kant toe, jy weet. Jy kan sommer weet, jy's nie nou by jou ma se huis, jy's by ander ou se huis. En jy weet, nou kom ons by mekaar. Nou sit ek, nou hoor ek die praat die manne. Al die groot bekke. Praat oor wat hulle kan doen, wie het hulle al geslaan, wat hulle kan doen. Ek luister hulle en sê, nee, jy is nie met nie. Op die einde van die dag klim ek van hy trok af, met geen vriend. Want it just didn't suit. Ek is deur 2 jaar se opleiding sonder 'n army vriend. Because I'm a leader, I'm not a follower. As hy ook betrokke is met dagga en met drugs en dit, ek het 'n ou gehad, ek kan sê van naam tot vandag, Soronia. Hy was 'n Italianer. En dan hy sê goed gepak die aand. Ek sê, what you doing? Hy sê, gaan huis toe. Ek sê, jy kan nie huis toe gaan jou toesluit. Hy sê, hey, I'm going home. Alright. Hy pak sy goed op sy rug. Hy loop by die hek uit. Die wagte vra, waar gaan jy? Hy sê, gaan huis toe. Hy klim in 'n kar daarheen. Hy stond nou toe weg. Ek het hy ou nooit weer gesien in my lewe. Ek sê vir julle, waar kom hy vandaan? Wie was sy ma? Maar ek bedoel, nie is die army, nie is die MP's by die hek, kan ons stop nie. Hy loop. Maar hulle wil dat jy hom kom vir, ek gaan vir jou gee. Maar ek gaan dit loop, wat op hy? En hy is al weg, tot vandag. Maar as mense wat in jou lewe gekom het, wat 'n merk van liefde gemaak het, jy kan nie jou kop uitkry nie. Maar as mense in jou lewe gekom het, wat 'n merk van seer gemaak het, jy kan dit ook nie in jou kop uitkry nie. Maar vanmôre vra die Here jou. Ek sluit af die storie. 4 jaar later is Dr. Bruce en sy vrou weer, dit gaan jaarliks. Hy sê, by die afsluiting van die byeenkoms is daar 'n gespring en 'n gelag en met hierdie jong kinders. Hy sê, wat gaan met julle aan? Hy sê, hey, ons kursus is klaar. Hy sê, uit, hier kom 'n man en 'n vrou, my se kind en 'n man, kom aan gehardloop so. En alles weer, congratulations, they are just got engaged. Hy sê, who got engaged? Hy sê, these two. Hy sê, wat kom nie? Hy sê, nou kom die meisie toe nog, en ons gaan trou, pastor, ons gaan trou. Hy sê, ja, wat wonderlik. Sy sê, I'm the virgin, ek die maagd. Hy sê, oh, wonderlik. Hy sê, no. Sy sê, I am the virgin. Ek was die maagd, wat jy 4 jaar terug bedien het. En ek kom vir jou sê, ek gaan nou terug. Hy sê, hy vat haar, hy hou haar kopje sy bors vas. He said, thank you that you listened. She said, you know, Pastor, I'm still a virgin. I explained to him what happened. He knows the whole story. And God has put us together. And now I'm going to give myself to my husband after our wedding. Offerande en tiendes, die afsluiting. Miskien voel jy vanmôre, daar is iets wat ek by jou, André, wil jy sê? Kom, asseblief. Kom. Kom. Jy mag, vat jou tyd. Weet jy waar was pastoor jy die afgelope week nie? Maar nie by my nie, nergens nie by hom nie. So gebeur het, my ma al weggevind aan die Here Jesus toe, hy het hom uit haar gehaal, voor verlede week. En verlede week Vrydag was ons by haar
nie begrafnis. Rowdy. By 'n happiness For celebration. celebration. In die kathedraal daar in vereniging. En soos dit gebeur, sy was baie siek vir 'n wyle gewees, 2 jaar, nie baie lankie gelukkig. Het sy die kerk toe gegaan en daar waar hulle bly in Kragbron, is sy kerkie maar by die Dionysius pastoor het nie belang gestel in die mense nie. En die begrafenisonderneming was veronderstel om te kies tussen 2 predikers om die woord te kopieer vir ons by die dag daarso sou wees. So gelukkig gebeur het dat hulle al 2 aan 'n afspraak het en hulle kanselleer dit. Voor dit het ek en my suster 'n verskriklike doos opgetel vir 'n paar jare. Ek's 'n polisieman, ek het nie geglo aan vergewe nie. Alhoewel ek elke Sondag hier sit, wel ek elke Sondag die Here prys. En so ook my buurman, wat sy vrou getroud is, wat getroud is met sy vrou en sy vrou is 'n kind van my suster. Ek het hulle afgeskryf, ons ken daai storie van ons. Jy is niks vir my nie, niks. Jy is my suster se suster, niks van my. So gaan dit toe aan en ons kom in vereniging by my suster hulle en daar word vir my gesê die donderdag aan dat die man wat ons weggejaag het, wat 'n woord met my vrou gehad het en ek het verskom met hom, jy sê vir my vrou iets nie. Ek glo ons baie manne is so. Dit gebeur toe dat die Here met hom op pad gestap het en hom gevat het waar hy weg is en die Here het hom opgetel. Hy het sy eie bediening in 'n dorp in die Vrystaat. Hy het die regte pad gestap. So gebeur dit dat die Here toe dit op sy hart lê en vir hom vra om my ma se diens te doen. Pastoor het net gepraat van God, dis saam met jou as jy moet vergewe. En ons het 'n verskriklike twis gehad, maar dit gebeur ook dat ek en my broer was in dieselfde bootjie teen my suster. Dit is my suster se suster. So gebeur dit toe die Vrydagoggend of die Woensdag aand wat ons donderdag aand tot die Vrydag aand in dieselfde huis onder een dak saam eet, saam slaap. Different beddens. Dit maar so die Here met ons gewerk deur die terugneming vir my ma wat 98 jaar oud was. Laat hy het hier haar gewerk het om te sê die Here vergewe jou as jy daai persoon kan vergewe. En my suster het dit op die agter die preekstoel die Vrydag gesê, wie ewer sy swaar aangedoen het, sy vra vergifnis. En ek het my hand opgesteek. Sy het dankie. Presies wat pastoor gesê, die Here het daai pastoor gebruik om na al hierdie jare op ons te kom preek daai dag. Ek het nie eens met hom gepraat voor die tyd nie. Maar dit is presies wat pastoor nou sê van hierdie dame wat 'n erger graad het as wat ek sou gehad het. Maar die vergifnis is die belangrike een. As 'n mens dit kan sê, Here, ek laat dit in U toe, vergewe my asseblief. Halleluja. En dis presies wat pastoor gesê het in Matteus 18:35. Exact hier is sy woorde. So broers en susters, ek glo elkeen kan dit doen. Ek het vergeef of ek het die Here gevra, vergewe my met dit wat ek iemand anders voor haat of verkeerd doen. Dis groot begrip. Dankie. Hey, die Here wil groot dinge vir my doen. Wie voel sy span met vandag? Staan saam met my. Wie sê, ek het dit nodig. Staan saam met my. Nie almal is gestaan, ek vraag die wat sê, ek het dit nodig, staan met my. Onbekende manier kom hulle by mekaar.
reg oor so, 700 kilos weg, maak die Here 'n pad, dat hulle onder een dak is. Ek gaan die laaste keer vra, staan op jou voete, as jy hoor wat die Here wil doen. Vader, ons kom vanmôre, en ek bid vir elke persoon wat staan. Ek wil nie redes weet nie, ek wil nie enige iets weet nie, ek wil net doen wat U sê. Here, vir elke persoon wat staan vanmôre het die reg om op vas te hou of om vrylating die tronkdeure van vergifnis oop te maak. En vergifnis te bied vir elke persoon wat teen hulle opgetree het. Elke persoon wat hulle onreg gedoen het. Elke persoon wat gesteel het van hulle. Beroof het van hulle. En ek bring dit terug van ons kinderdae tot en met nou. Dat elkeen van ons vrylik kan uitloop en hy tronk uit en sê, dankie Here vir U woord. Dankie Here vir die oprigting wat U bring. Dankie Here vir die herstel wat U doen in elke hart en elke mens. En ons sê vir U dankie. Uit my hart uit, Here, sê ek U dankie vir U woord. Want U woord is nog altyd die waarheid. Ons kan altyd terugkeer na die woord toe en sê, Here, U is in die middel van die woord. En aan U al die lof en al die eer, al die aanbidding kom U toe. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie gemeente, dankie vir die geleentheid om die woord met U te deel. Ek sê dit van die preekslag, onthou, hierdie is nie my preke nie, hierdie kom van Dr. Bruce Wilkinson, from Teach Every Nation. Dinsdag aand hierdie week sal ons kursus aangaan, dinsdag aand. As jy voel nie wil deel kon word van die kursus, omdat jy die preek nou gehoor het, neem die tyd uit. Ons begin 6:30 dinsdag aand by die kursus, en dan gaan ons aan tot omtrent so 8:00 toe. En as daar vrae is, en ons gaan bietjie oor 8, maar ons het nog nooit gehad, dat ons oor 8 gaan, meeste van die mense hou tyd, maar jy kry 'n geleentheid om dat saam te kan praat. Michelle Botha, Janice Botha, Pearl Breed, Willie Jooster, Michaela Wilkinson, Andrew Prince, Joy Simon, Ethan Brits, Anna Conradi, Butch Stewart, en Wilna Lindekie is julle hier vanmôre. As julle hier is, wil julle gou staan asseblief. Niemand? Tennis! Is Michaela by die sonnaskool? Okay. Ek gaan almal sê, baie geluk met hulle verjaarsdag. Dank die Here, dat hy vir jou nog daar sal spaar. Wil jy daar agter? Die Here jou nog sal spaar, want sy goedheid en sy guns. En sy goedheid en sy guns aan die Here kom toe die lof, die eer, die aanbidding in Jesus naam. Amen. Willie, kan ek jou vra om jou getuienis te gee? Ek weet, ek het nie met jou gespreek. Wil jy nie? Wil jy? Dis vir my belangrik, want dis vir my 'n wonderwerk. Hey, jy kan hulle vertel, hoekom nie? Hoekom nie? Dit is goed. Ja, ek is baie gelukkig. Toen ons 3 tot 6 maande terug het ek begin moeg raak by die werk, wat my nie eintlik geplaag nie. Want ek het gedog, dis ouderdom. Wat my genaam. My vrou het toe 'n afspraak gemaak met daai spesialis. Ek het 3 maande gewag vir dit. Ek gaan toe daai toetse met al die hart terug op hy sê my are is vernuim. Toe laasweek ek kry 2 stents. My hoofaar was 95% So. Ja, alles is ook nie geweet.
Klap hande. Dit is haarstaan. Dit is skrikkelik daar. Weet jy hoekom sê ek dis 'n wonderwerk? Hy dink dis moegheid. Weet jy, die hoofaar is 95% oop. Ag toe. Die dokter sê vir hom, jy sou net neergeval het en niemand sal jou eens by kliniek kon kry met dit sou dood gewees het. Presies wat ek gehad het. En hier kom die Here en hy sê, ek gaan vir hom 'n stent insit. En hy sê, kry sommer 2 stents. En die een, hy kry 2. En ek wil die Here eer, mense, kyk, wees bly met wat die Here goed doen vir 'n broer of vir 'n suster. Kom on, wees bly. Dankie Here. Dankie Here. Gister by die bidkie, maar ek gee vir Brianna kans, dat het klaar kan kom, dat ons al die feite het. Maar ek wil so by voorbaat die Here dank vir André se nie. By voorbaat. Jy sien gemeente, baie mense weet nie wat by die war room aangaan. Maar nou as jy in die war room was, so jy nou gespreek, ja, prys die Here. Want dis nie goed waaroor ons bid. And God is going to answer prayer. Amen. Amen. Nou is jy opgewonde. Bewys dit. Sê ek is opgewonde. Dankie. Dankie. Die wil ek sê denkens. Ek moet dit vergeet. Mense kyk hoe dit is. Moenie my huwelik se ding. Wie weet wat môre aan gaan gebeur? Die wil ek sê denkens. Die wil ek sê denkens. Wie weet wat môre aan gaan gebeur? Die wil ek sê denkens. Is daar nie een in die vir jullie man, daar was geen. Die wil ek sê denkens. Lees jy in Marine Jalbrok, julle was nie. Abel en Debbie Murray, Louis en Sandra Delport vir die 31ste, Abel hulle vir die 30ste, en lees jy hulle vir die begin van die maand. Kom ons loop die Here vir dit. Amen. Ons neem offerandes op, ons neem tiendes op. Dankie vir jou maandelikse bydrae vir die verloofsoffer. Ek wil vir julle sê, laas maand vir die jaarmaand van Julie, was dit R10,000 by die gemeente ingevorder het. Amen. Kom aan. As ons so kan aanhou, sal ons die agterstand uitwis. Ek wil vir julle sê, kan ek goeie nuus gee? Jy sien daai boks daar, word die snyk genoem. Al die draad kom van die internet af, internet na die draad toe, en daar's geen drade wat kom, dat die speakers, dat die mikrofone kan werk. Die assuransie lê dit nou voor, dat hulle vir ons 'n splinter nuwe ene gaan gee, omdat ons nuwe klank het, moet daai ding ook vervang word. En ons het ingestuur om reggemaak te word. Hulle het nou ingestem om dit vir ons 'n splinter nuwe ene te gee. Hulle wag net die komende keer om dit goed te keer, maar hulle sê dit is amper gedoen. So ons wag vir die Here. Kom ons sê vir die Here. Is vry om die offers te bring, tiendes te bring. Excuse me, I'm sorry. Johan, ons kyk net af. Kom ons staan net saam, want gaan ons afsluit met gebed.
Vader, dankie dat ons vandag saam met U kon gewees het. Dankie Here dat U met elkeen van ons gepraat het en dat U so goed is. Vader, gaan met ons op die pad en dat ons hierdie week dit wat U vir ons sê, dat ons dit doen, Vader, dat ons daar is ook van die woord. Dankie vir wat ons ontvang U, dat U vir ons vergewe het. Ek loof U naam, ek sê vir die Here, dat U kom te die lof, die eer en die dankbaarheid tot na ewig. Amen. Amen.